Goeiedag en baie welkom by Tabernaday se aanlyn diens. Ons praat hierdie maand met jou oor gemaak om God te aanbid. Vandag se preek gaan en die boodskap gaan oor die ewige lied. Nou ons sien baie in die Bybel dat die mense gesing het wanneer daar 'n oorwinning was. Reg deur die Ou Testament in die Nuwe Testament in, was daar 'n gejubel en mense het gesing wanneer iets wonderliks gebeur het in hulle lewens. En een van die grootste oorwinnings waaroor ek en jy as kind van die Here kan sing, is die oorwinning oor die dood. Oorwinning oor die duisternis en die sonde. En sonde het ons ver van God af gebring. Maar Jesus kom en hy bring ons weer naby. En ons kan in die koninkryk van die lig inkom. En is dit nie vir jou en my iets om oor te sing nie? Wetenskap wys hoe goed dit is vir die mens om na musiek te luister. Dan gaan dis nog beter vir die mens om te sing, en dan die heel beste is wanneer ons saam met iemand sing. En wanneer ek en jy as gemeenskap saam die Here aanbid, gebeur daar iets in ons gees. Dis hoe God ons aan mekaar gesit het. Nou, party van ons sing hoog, party van ons sing laag, party van ons op die noot en van ons so net links of regs van die noot of bo of onder hom. Nou, God kyk nie na hoe mooi jy sing en hoe goed jy sing nie. God kyk na jou hart en hy kyk na my hart. En een van die dae is dit Kersfees, en dan gaan ons ook die lof besing van Jesus Christus, wat vir jou en my gebore is. Daarom praat ons oor 'n ewige lied. En Jesus is werd om aanbid te word reg deur die eeue, van nou af tot in ewigheid. En is ook maar gehoorsaamheid wanneer ons God aanbid. Ons het die reeks afgeskop met die mens is geskep om God te aanbid. En wanneer ek en jy in ons posisie instap as 'n skepsel, gemaak om hom te aanbid, dan begin ons lewens sin te maak, dan begin ons die vreugde beleef wat God vir ons instoor het. Maar sonde, soos ons geleer het daai verhouding verbreek en het hierdie aanbidding verbreek. En in die Ou Testament lees ons van aanbidding in die tabernakel en die gees van God en die teenwoordigheid van God het die tempel gevul. Maar nou in die Nuwe Testament kom God en hy skeur die gordyn in die tempel. En dit beteken dat ek en jy nou kan lewe in sy teenwoordigheid. En daarom het ek en jy dan toegang tot God en kan ons reeds hier op aarde hom aanbid. Ons hoef nie te wag tot ons in die hemel kom om hom te aanbid nie. En Jesus vaar op, ons sien, hy vaar op en hy los vir ons die Heilige Gees op aarde, maar dis nie die einde van die storie nie. Hy gee vir ons 'n hoop van 'n toekoms. En dis waar die ewige lied inkom. Die lied wat ek en jy vandag sing, gaan nie stop as hierdie lewe tot 'n einde kom nie. Ons gaan vir ewig aanhou met hierdie lied. En ons lees van hierdie aanbidding en daar's bietjie voorbeelde, so 'n paar voorbeelde in Openbaring 5 en Openbaring 7, waar hy vir ons beskryf hoe lyk dit in die hemel, hoe lyk hierdie aanbidding, hierdie finale bestemming wat ek en jy na toe gaan. En dan lees ons in Openbaring 7 vers 15, in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit so: Daarom staan hulle voor die troon van God en dien hulle hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tentwoning oor hulle span. Nou my en jou doel is nie net om God hier te aanbid nie, maar ook in die hemel eendag. Nou, ons gaan nie net sing wanneer ons in die hemel kom nie, die Bybel praat ook, ons gaan dien. Ons gaan God dien. Ek weet nie wat se werke gaan ons doen terwyl ons daar is nie. Party mense vra, gaan ons golf speel in die hemel, gaan ons visvang wees, gaan ons braai. Ek is nie oor die goed bekommerd nie. Wat ek wel weet is een van die goed wat ek en jy op die aarde doen, wat ons verseker gaan doen in die hemel, is aanbidding. Is om voor God te buig, is om vir God te sing. En God kyk na jou hart hier op aarde, hoe ek en jy God aanbid. Wat ons vandag doen, berei ons voor vir ons ewige bestemming. Nou die eerste ding wat ek en jy moet weet is dat aanbidding is universeel en ewig. Dit beteken universeel reg oor hierdie aarde. Verskillende nasies en volke en stamme aanbid God. Sing vir hom in hulle eie taal. En in Openbaring 5 sien ons hierdie visie waar hy sê alle volke en stamme wat hom aanbid. Dan lees ons in Openbaring 5 vers 9 in die Nuwe Lewende Vertaling: Toe sing hulle 'n nuwe lied met die woorde: U is waardig genoeg om die boekrol te neem en sy seels te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God vrygekoop het.
uit elke geslag en taalgroep, volk en nasie. Aanbidding is nie beperk net tot Jerusalem nie. Ons lees die verhaal van die vrou by die put, waar Jesus sê, julle gaan op 'n nuwe manier aanbid, nie op hierdie berg of by die tempel nie. Nie in 'n kerkgebou, in 'n kultuur of 'n taal nie, maar ek gaan God aanbid in gees en in waarheid. En die lof van die lam sal dag en nag voortgaan. Openbaring 17 vers 15, hulle dien hom dag en nag in sy tempel. En ek en jy word nou reeds op hierdie aarde voorberei om dit te doen. Ek onthou, toe ek nog op skool was, so 17, 18 jaar oud was, en ons is Mosambiek toe, en ons het daar by 'n kerk bedien. En ek onthou, wat 'n groot seën dit vir my was. Mense wat 2, 3, 4, 5 kilometer ver stap om by die kerk te wees. Daar was geen klanksysteem nie, daar was geen instrumente nie, maar mense het met hulle stemme gekom, en hulle was opgewonde oor die prys wat Jesus vir hulle betaal het. Hulle was opgewonde om saam met ander gelowiges te sing, en hulle sing in hulle eie taal, en aanbid God. Net so ook het ek die voorreg gehad om in Argentinië te wees, en ek hoor hoe mense in Spaans sing, en daar's melodieë wat ek herken het. Hulle sing Amazing Grace in Spaans, en hoe mooi dit was. En ek en jy, saam met elke volk en nasie en stam, gaan ek en jy God vir ewig aanbid. Die tweede ding is, die fokus van hemelse aanbidding is Jesus, die lam van God. Nou weer, dit gaan nie oor vorm nie, dit gaan nie oor styl nie, dit gaan nie noodwendig net oor die inhoud waaroor ek sing nie, maar dit gaan oor my perspektief, en wie is die een wat ek aanbid? Dis die lam wat geslag is vir jou en my. Jesus wat gebore is, om op hierdie aarde vir jou en my, die gaping wat gebring is tussen ons en God, deur die werk van sonde, om die mag van sonde te breek, sodat ek en jy naby kan kom. Is dit nie iets om oor te sing, vir ewig en altyd nie? In die Ou Testament tabernakel, het die volk God aanbid deur offers te bring, van hulle het soms gesing, en die volk moes deur rituele gaan, en die priesters moes namens hulle na God toe gaan. Maar in die Nuwe Testament skeer hierdie voorhangsel, en ek en jy kan ingaan, om God te aanbid. Nou hierdie voorhangsel was ongeveer 18 meter hoog, en omtrent 10 centimeter dik, en dit was 'n bonatuurlike werk, sodat die mens kon sien met hulle oë. Dis nie net die priester wat mee kan ingaan nie. Dit is, en ook nie net een keer 'n jaar nie. Maar ek en jy, elkeen van ons kan ingaan, en God aanbid. En hy is die fokus. Aan die ander kant van hierdie gordyn wat geskeur is die lam van God. Die derde ding is, ons aanbidding op aarde is 'n kleutrepetisie vir die ewigheid. So ek en jy kan nou al klaar begin oefen vir ons lofsange wat ons gaan sing eendag in die hemel in. Miskien van julle was in 'n skoolkoor gewees, of jy het uit Stedfit gesing. Ek onthou as 'n kind, dan moet jy oor en oor dieselfde liedjie sing. Dan moet jy oor en oor dieselfde melodie sing, of dieselfde harmonie, tenor of so. Hoekom doen ons dit? Sodat ons die lied kan leer ken, sodat ons bekend kan word met die lied. Daar's dalk baie liede wat vir jou maklik is om te sing, maar jy moes dit oor en oor gehoor het. Maar daar is 'n lied wat ek en jy sing, toe Jesus in Jerusalem instap, op die donkie, toe hy inkom, toe sing hulle Hosanna aan die seun van Dawid. Dit is iets waaroor hulle bly is, en ek en jy kan vandag nog sing oor die lam wat vir ons geslag is, en ek en jy berei voor, dis 'n kleutrepetisie vir wat ons eendag gaan doen. Miskien hou jy nie altyd van die maniere hoe sekere kerke aanbid nie, maar ek wil vir jou sê, ek vermoed, daar gaan 'n gedruis wees en 'n gedreun wees in die hemel, wanneer ons die Here aanbid in die hemel. Wat en hoe jy aanbid vandag, bepaal hoe jy eendag gaan aanbid in die ewigheid. Dit gaan 'n ewige simfonie wees. En wanneer ons luister na die harmonieë en die verskillende stemme, en ek wil ook vir jou sê, jy wat dalk spot oor jouself, wat sê, jy sing nie op die noot nie, ek wil vir jou sê, ek glo, wanneer ons in die hemel kom met ons verheerlikte liggame, gaan ons almal op die noot sing, gaan ons almal kan harmonie sing, en daar gaan 'n ewige simfonie wees, en dis deel van jou en my roeping. Openbaring 7:15, hulle het hom dag en nag gedien. Ek wil afsluit om net weer saam te vat en vir jou te sê, ons moet 'n visie hê vir meer as net hier op aarde, die nou, maar ook die toekoms saam met God eendag. Kom ek en jy, neem deel in aanbidding
in ons huise, ons neem deel in aanbidding, by die kerk, of waar ook al ons self mag bevind. Aanbidding is universeel. Reg oor die wêreld sing elke volk en nasie en stam. Aanbidding het ewigheidswaarde, want ek doen dit op aarde, maar ek gaan dit ook doen in die hemel. En dan laastens is my fokus moet altyd Jesus Christus wees. En ek wil vir jou 4 goed vra om te doen in hierdie week wat jou gaan help om hierdie te anker in jou lewe. Voordat ek na dit kyk, wil ek jou uitdaag om elke oggend, as jy jou oë oopmaak, jou eerste asem wat jy vat, te sê, dankie Here, dat ek lewe, dankie dat ek U kan aanbid. Begin jou dag met aanbidding. En dan maak jy sommer dadelik jou foon oop, moenie kyk na die WhatsApps en die nuus nie, maar gaan na jou Bybel app toe, of vat jou Bybel van jou boekrak af, en lees 'n versie of 2 versies, en dit gaan jou hart en jou fokus op die lam van God stel, en dit gaan jou help om reg deur die dag God te aanbid. Nou die eerste ding is, laat jou aanbidding jou hoop versterk. Dit gee ons hoop wanneer ons God aanbid. Die tweede ding is, maak jou daaglikse aanbidding betekenisvol. Alles kan 'n deel wees van jou ewige simfonie, hierdie ewige lied wat jy sing, alles wat jy doen. En die derde ding is, fokus jou aanbidding op Jesus. Hy is die lam, hy is die een wat waardig is om aanbid te word. En moenie so erg fokus op die vorm nie. En dan deel jy, dis altyd deel van enige belewenis wat jy het, om te deel dit wat God in jou lewe doen. Ek wil jou aanmoedig, vertel mense van jou belewennisse in aanbidding. Vertel hulle wat in jou gees gebeur, wanneer jy God aanbid. En nooi hulle om saam met jou God te aanbid. Dankie Here vir U Heilige Gees wat binne in ons bly. Dankie Here dat ons nie meer hoef na 'n tempel toe te gaan wat met hande gebou is om U te beleef nie. Dankie Here dat ons nie op 'n berg hoef op te klim om U te beleef nie. Ons beleef U wanneer ons eerste asem vat in die oggend. Kan ons begin deur dankie te sê en U lof te besing. Mag ons elke dag van ons lewe so begin en elke dag sommer so eindig ook. En deur die loop van die dag, wanneer ons hierdie ewige lied sing vir die lam van God. Amen. Mag die Here jou seën.